Goeiedag en baie welkom by sessie 20 van module 4 waar ons praat oor gebed. En ek dink jy is nou al baie goed bekend met die gedagte dat gebed nie net gaan oor jou oë toemaak en met die Here praat nie, maar dit gaan oor 'n manier van lewe. 'n Baie groter bewuswording van God. Met 'n hart wat voortdurend gerig is op God. Voortdurende kommunikasie. Daarom het ons ook nagedink oor hoe God met ons praat deur ons gedagtes, deur ons emosies, deur ons liggame. En in hierdie sessie wil ons bietjie gesels oor hoe God praat deur die lewe. Die lewe wat rondom ons gebeur, elke dag, van dag tot dag. Nou ek is oortuig daarvan, en ek het dit al voorheen ook gesê, dat God elke dag, elke oomblik van elke dag, met ons in gesprek is. Dat hy voortdurend met ons kommunikeer. Hy hou net nie op nie. En as mense nou sê, maar ek hoor dan niks of ek sien dan niks, dan is die vraag maar altyd weer, waar is jou aandag? As jou aandag op jouself en jou eie klein goedjies is en jou projekkies en dit wat jy wil bereik, gaan jy waarskynlik nie veel van hom hoor nie. Maar as jy leer om jou aandag op hom gerig te hou, hoekom? Omdat dit saak maak, omdat hy vir jou lief is, omdat jy geskep is om in 'n verhouding met hom te leef. Omdat dit vir jou goed is, omdat dit vir jou die enigste manier van lewe is wat jou lewe vry maak en wat vir jou lewe vul met dit wat regtig betekenis en waarde het. As jy dit net kan verstaan, dan verander alles. Dink net byvoorbeeld na oor as jy in die oggende wakker word en opstaan. Wat is jou eerste gedagtes? Hoe voel jy oor die dag? Wat bepaal hoe jy die dag binne gaan? Weet, baie keer voel ons oorweldig oor werk, oor probleme, oor kinders. En baie keer is dit die goed wat in ons gedagtes rondmaak, wat ons alles vandag gedoen moet kry en hoe ons dit gaan regkry en hoe ons dit moet afhandel. Het jy al gedink hoe Jesus 'n nuwe dag benader het, as hy die oggend wakker word? Dink jy het ooit oorweldig gevoel? As ek my dit moet indink, dan sal ek my voorstel dat hy in die oggend wakker word, met sy hart gerig op die Vader, te luister na die Vader, te wag op die Vader, en te dink, nog 'n dag, nog soveel geleenthede. Wat gaan die Vader vandag doen? Wat gaan hy vandag vir my wys om te doen? Hoe gaan die Vader my vandag lei, om iets van homself bekend te maak aan mense? Hoeveel geleenthede kan daar nie wees in hierdie dag? As jy selfs dink oor hoe God elke dag moet ingaan. Dat God, kan ek my nie voorstel as iemand wat ooit gefrustreerd, geïrriteerd of wat ook al sal voel oor 'n nuwe dag nie. Vir God sal elke dag 'n dag wees met moontlikhede, onbeperkte moontlikhede en geleenthede. Waarom kan jy dit nie ook doen nie? Waarom kan jy nie as in die oggend wakker word, so die dag ingaan en sê, Here, ek is in U hande. Ek is hier, ek luister, ek wag op U. Wys vir my die geleenthede, maak my oë oop daarvoor. Wys vir my waar ek regtig iets van U liefde kan indra. Waar kan ek U verteenwoordig? Waar kan ek 'n rol speel wat sinvol is? Wat ek betrokke raak by dit wat U alreeds daar doen. Nou ek weet hoe dit is in die lewe. Daar gaan dae verby dat as die dag verby is en jou kwaai kom kry, was jou gedagtes nooit by God nie. Jy gaan dalk later voel net dit werk glad nie. En ek is nogal oortuig van dat een van die redes is waarom iemand so Sint Ignatius jare terug al begin het met iets soos die daaglikse ondersoek. Want waarmee help die daaglikse ondersoek ons? Die daaglikse ondersoek is 'n dissipline wat jy aan die einde van die dag terugdink oor die dag, daaroor nadink en daarna kyk, om agter te kom. Maar wat het God vandag met my gedeel? Waar het hy met my gepraat? Selfs al het ek nie toe my aandag daaraan gegee nie, kan ek dalk nou agterna dit raak sien. En dit leer ons om meer oplettend te leef, om daarna te kyk, daaroor te dink. En ek bespreek nou daar die maniere waarop dit gedoen word. Ons het vroeër ook al hieroor gepraat oor die stop, kyk en luister oefening is dieselfde gedagte. Maar om met 'n groter bewussyn dan agter te kom, waarmee is God besig? En deur jou dag te gaan, daaroor na te dink,
En te dink, wat is die positiewe dinge wat gebeur het? Wat het jou opgewonde gemaak? Wat het jou geraak? Wat was vir jou opheffend? Bevestigend, bemoedigend? En dan te vra, maar wat sê God vir my daardeur? En ook te dink oor die negatiewe dinge, en kyk, wat was afbreekend? Wat was negatief? Wat het my seer gemaak? Wat het my teleurgestel? Wat frustreer my? En ook na te dink, wat sê God vir my daardeur? Net die vraag, waar is God in dit alles? God is in die dag, maar waar het ek hom gemis? Waar was hy? Wat wou hy met my deel? En ek vertel 'n verhaaltjie daar in die sessie wat ek jare terug ervaar het met 'n groepie studente wat ek vir hulle daai vraag aan die einde van die dag gevra het. En hoe alles vir hulle net verander het oor daardie dag wat aanvanklik 'n slegte dag was. Want jy sien, as jy bewus raak van God en waar hy is en hoe hy werk, verander dit alles. Ek self het dit al verskeie kere in my lewe beleef. Ek dink aan een geleentheid wat vir my regtig aanvanklik baie sleg was. Dat ek 3 maande voor die tyd met baie goeie vriende gereël het dat ek by hulle sal aankom en 'n nag daar oorslaap hier aan die einde van die jaar rond. En baie uitgesien het daarna om by hulle uit te kom. En ek het dit gedoen op pad terug van oorsee af, wat ek by Joubert in Kroasie gaan kuier het, my seun. En op die lughawe nog die dag het ek nog 'n boodskap van hulle ontvang. Hulle sien uit daarna, hulle weet ek is op pad soontoe. En toe ek 'n uur of 2 later aan die deur klop en die deur oopgemaak word, sê die vroutjie vir my, ek is jammer, jy kan nie meer hier bly nie. Ons het onverwags mense gekry. Onverwags. Ek het 3 maande voor die tyd gereël. Wat sê dit vir my? Ek was nogal ontsteld, ek het dit goed weggesteek. Maar sê sy nie, hulle het gereël, hulle het vir my by iemand anders slaapplek gereël vir die aand. Wel, dit het my tevrede gestel, maar dit het my baie laat wonder. Dit laat dadelik gedagtes opkom, maar is ek dan so min werd in julle oë? Voel julle so min vir my? Dat mense wat onverwags opdaag, wat voorkeur kry, voor iemand wat 3 maande voor die tyd gereël het. En ja, daardie dag het ek in my daaglikse ondersoek nogal lank geworstel met die Here en gevra, wat het hier gebeur? Wat gaan hier aan? Hoekom voel ek so? Waarom voel ek so seer gemaak? En dat ek duidelik hoor dat die Here vir my sê, Dion, ontspan. Dit gaan nie oor jou nie. Hulle kon dit net doen omdat hulle jou ken. Omdat hulle weet, jy sal dit verstaan. Omdat hulle weet wie jy is. Omdat hulle jou vertrou. Dit gaan nie daaroor dat hulle minder dink van jou nie. Hulle weet, dit sou vir hulle baie moeiliker wees om vir daai vriende te sê, julle kan nie hier kom bly nie. Jy sien, die hele rede vir alles verander, wanneer jy God se perspektief vra. Dit bring rustigheid. Dit neem al die aannames wat jy gemaak het weg. Dit gee vir jou 'n ander perspektief op dit wat gebeur het. En dan daarmee saam, natuurlik weer die vraag, hoekom voel jy seer gemaak? Jy weet dat daai goed gaan maar alles oor jou eie ego, jou eie begeertes. As jy 'n vrye mens is, as jy regtig daar is waar dit nie saak maak wat mense doen, hoe hulle optree nie, maar dit baie meer saak maak hoe jy vir God verteenwoordig in 'n situasie, dan is jy vry. En ek sê nie dis maklik nie. Ek sê nie dis vir my maklik nie. Maar ek sê dit is 'n vryheid wat kosbaar is. In die tye wat ek dit al beleef het, dis baie goed om dit te kan beleef. Maar as ook tye wat ek daarmee sukkel, maar dan weet ek, God is op pad met my na daai plek toe waar ek deurlopend in kommunikasie met hom kan bly, kan raak sien wat hy doen, kan hoor waarmee hy besig is. So die daaglikse ondersoek is 'n manier wat my bewus maak daarvan, dat God wel deur die dag altyd teenwoordig is. En dat ek dan ook deurlopend deur die dag al meer bewustelik in gesprek met hom kan bly. Met hom kan praat, vir hom vrae kan vra, net my hart op hom kan rig en op hom wag. Om werklik te leer wat dit is om te bid sonder ophou. Dankie dat jy weer saam geluister het.